Sê geloof, laat jou op water loop, net soos vir Petrus. Ek wil hê jy moet vanmôre sê Petrus, klim uit die boot. Kom aan, kan julle op julle voete staan? Sê Petrus, is julle saam met my? Sê Petrus, klim uit die boot. Jesus roep jou, selfs in storms. Halleluja! Kan ons 'n applaus vir Jesus gee? Kom aan, 'n applaus vir Jesus. Hoe lank wil julle nog in julle bote sit? Ek wil nie meer in my boot sit nie. Ek wil op die water loop saam Jesus, man. Luister, kere wanneer jy geloop en geval het, wil ek vanmôre vir jou sê, Spreuke sê, jy sal 'n paar keer val, maar 'n paar keer opstaan. Onregverdiges sal sterwe, maar jy, kind van die Here, klim in die boot, loop op water, hou jou hoop Jesus. Ek gaan jou sitplek neem. Ek gaan my bes te gee. Dani, ek het jou onder die bus gegooi vanoggend, sorry. Hoor jy? Maar ek bly lief vir jou. Sterkte. Hy het iets om oor na te dink nou vir die dag. My stem is weg. Halleluja. Maak jou Bybel op saam met my Jeremia 17. Ons moet Jeremia 17 vers 5 tot vers 10. Ek het my vers 10 hier opgesit, maar kom ons gaan. Halleluja. Kan die gemeente dit saam met my lees? Ek wil hê, wanneer jy gaan lees vanmôre, neem nota dat wie praat in hierdie teksvers. Dis nie Jeremia nie. So spreek, so sê die Here. Sê bietjie agter my aan. Sê so, sê die Here. Lees agter my aan, almal saam. Vervloek is die man. Kom aan, julle werk nie saam nie. Sê vervloek is die man wat op die mense vertrou en sy vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Vers 6. En hy sal wees, sê, lees agter my aan, kom aan, en hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dorplekke in die woestyn bewoon, 'n brakkerige en onbewoonde land. Vra vir een langs jou, is jy 'n kalkiebos of 'n kaalbos? Kom aan, vra vir een aan die ander kant, is jy 'n kaalbos of 'n kalkiebos? Kom aan, jy gaan nou sien vanmôre, julle werk nie saam nie. Kom ons vra weer vir een langs jou, sê, is jy 'n kaalbos of 'n kalkiebos? Is jy 'n doring of is jy 'n doring in die vlees? Daar's 'n verskil. Jy sien wanneer iemand goed doen, en dan gee dit my so steekie onder op my been. Dan raak ek so bly, dan noem ek vir iemand wat my bly maak, jou ou doring. En dan kry ons so daai ene wat Paulus praat ons van die doring in die vlees, né? So vra vir een, is jy in die wildernis of is jy geplant soos 'n boom langs water? Jy sien 'n kaalbos is iets wat deur die wind rondgevlinder word, rondgegooi word. Hy vorm ons, as ek reg Johan, hy vorm so bos. In ander woorde, hy's nie gewortel in grond meer nie. Hy's, as jy op 'n plaaspad ry, wat doen jy? Jy ry oor daai bosse, as ek reg, dis hy tolbos. 'n Tolbos, dis amper soos 'n kakiebos. Hy spel dit anders, man. Eet jy lekker? Geniet dit. En weet jy wat gebeur? En dan kry jy, kyk, hy wil net verwoesting bring, hy gaan saam met die wêreld, hy waai waar hy wil, waar die wind hom vat, daar gaan hy. Maar dan kry jy iemand wat soos 'n boom is geplant by waterstrome.
Iemand wat nie die mens as sy vlees of sy arm het nie, maar wat Jesus as sy God het. Is julle saam met my in vers 6? En hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie. Hoekom nie? Want hy sal omsingel met wind en storms en sand en allerlei slegte goede. Kyk wat gebeur. En hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dorplekke in die woestyn bewoon. 'n brakkerige, onbewoonde land. Geseënd is die man wat op die Here vertrou. Wie se vertroue in die Here is. Kan iemand 'n handeklap vir die Here gee? Kom aan! Want hy sal wees soos 'n roosboom. Ja, hy sal wees soos 'n piesangboom. Ja, hy sal wees soos 'n palmboom. Luister, jy hoor nie wat ek sê nie. Nergens noem my hierdie bome nie. Daar is niks so mooi vir my vrou, soos 'n roosboom. Andrea, sy en roosboompies, liewe land, sy is lief vir 'n roosboom. En in Wilmarie. Want hulle kry water. Hulle word na omgekyk, hulle dra geur. 'n piesangboom word 'n groot boom, as ek reg. 'n palmboom, hy word groot. Hy word groot, want sy wortels is diep in die grond. Kan ek in die kerk vra, hoe diep is jou wortels in Jesus? Of is jou wortels in die mens, die hoop van mens, of die hoop van Christus? En die Bybel sê, want hy sal soos 'n boom wees wat by water geplant is. Sê bietjie water. Vriende, Psalm kom Dawid en hy sê, dat die stem van die Here is soos donderweer. Dit is soos vuur, dit is soos wind, en dit is water. Wil jy moet vashou vir 'n oomblik. God praat as die donder weer slaan. Hoor julle wat ek sê? God praat as die donder weer slaan. En dan kom die Bybel en hy sê, en sy wortels uitskiet by die stroom, en nie vrees as die hitte kom nie. Wat beteken dit vanmôre? Die oomblik wanneer ek gewortel is in Jesus, come high or low waters, I will not be afraid, for my God is still on the throne. Luister, hy hoor steeds my gebede, hy sien my steeds raak, hy het my nog nooit begewe en my nog nooit verlaat nie. Hy sal my nie alleen deur hierdie hitte laat gaan nie. Hy sê, hierdie man wat hier voor sit, sê eendag vir my, 3 jaar terug, 4 jaar terug, sê hy, pastoor, as jy deur hel gaan, moet net nie gaan sit nie, want dan gaan jy brand. Gaan deur dit saam met Jesus, en die vuur sal jou nie skroei nie. Onthou jy dit? Kan ons 'n handeklap vir die Here gee? En die Bybel sê, maar sy blad bly groen, sê bietjie groen. En in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie. Hy nou nie op om vrugte te dra nie. Sê bietjie, ek gaan nie op om vrugte dra nie. Ek gaan nie op om vrugte dra nie. Ek gaan nie ophou vrugte dra nie. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek die Here deursoek die hart. Sê bietjie, deursoek die hart. Toets die niere. Om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. Sonde bring pyn en smart, maar die wil van God bring vrede, vreugde, blydskap, liefde. Ek wil dit opnoem vanmôre, luister. In Matteus, Jesus loop op water, maar daar was 'n ander man met die naam van Petrus. Petrus was eintlik 'n goeie man, hardkoppig, maar 'n goeie man. Luister gou, ek wil opsommings gee vanmôre. My stem raak weg. Matteus 14 vanaf vers 22 tot 36. In Markus 6 45 tot 56 en in Johannes 6 vers 16 tot vers 21 kan jy gaan lees. So Jesus dwing die disippels in die boot. Ek het eendag gepreek daaroor, maar hierdie is nou anderste. Jesus dwing hulle in die boot. Gaan julle my vooruit. Wie van julle hou nie daarvan om gedwing te word om iets te doen nie? Ek wil nie eers iemand my dwing nie.
Ek is soos daai 5-jarige ouetjie, gooi 'n tantrum. Jy dwing my nie. Maar hier kom Jesus. Hy dwing die disippels, klim in hierdie boot en gaan my vooruit. Dink julle nie Jesus het 'n afspraak met Petrus gehad nie? Jesus dwing vir Petrus om in 'n boot te klim en om vooruit te gaan, want God het met hom 'n afspraak op die waters. God wil vir Petrus 'n les op die waters leer waar storms is. En dan sit ek en jy in die kerk. En ons is kwaad vir die boot waarin ons moet klim. O, Here, ek hou nie van hierdie pad wat ek moet ry nie. Here, ek hou nie van hierdie storms nie. Ek hou nie van hierdie golwe. Here, kyk hierdie winde om my. Vanmôre sê die Here, Jelona, ek vra jou nie. Ek sê vir jou, klim in hierdie boot. En gaan my vooruit. Want ek het met jou 'n afspraak op die waters. Ek gaan in hierdie laaste 2 jaar deur soveel afsprake saam met die Here. En elke keer sien ek hierdie golwe in my, ek praat van myself. Golwe hoor as myself. Wind en storms, daar's 'n lied wat sê, laat Jesus die kaptein van jou boot wees. Laat Jesus jou boot bestuur. Baie keer gee die Here die boot in jou hand, soos hy vir hierdie disippels gegee het. Hy het 'n afspraak met jou. Gaan in hierdie boot, gaan op die waters. Ek het 'n afspraak met jou. Jy verstaan nie vanmôre jou storms nie. Jy verstaan nie vanmôre die winde nie. Jy verstaan nie vanmôre die golwe nie. Ek wil vanmôre vir iemand sê, al moet ek gaan deur die doodskade wees, sê Dawid, sal geen onheil my tref nie. Niks sal my slaan nie, want hy wat vir my is, wie sal teen my wees? Sy naam is Jesus van Nasaret. Kan ek vir iemand iets sê vanmôre? Al gaan jy deur storms, hy het jou nog nooit verlaat nie. Sy seën en sy hand is oor jou. Sy engele is saam met jou. Jy sal nie ontuimel nie. Jy sal nie val en versuip nie. Hy het afspraak met jou in jou storms. Baie keer wil jy moed opgee. Jy het net weggetrek met die boot. Jy sien die eerste storm, dan slaan jy al om. Ek wil hê jy moet vanmôre vat Efesiërs van die wapenrusting. Maak dit vanmôre jou life jacket op hierdie boot vanmôre. Ek wil hê jy moet hoor wat ek gaan sê. Maak die wapenrusting jou life jacket op hierdie boot. Jou enigste life jacket is Jesus Christus. En die Bybel sê, Jesus dwing hulle. Jesus was moeg. So ek kom julle nou, ek is 'n bietjie moeg vir julle en ek is nou moeg vir hierdie mense. Ek wil op hierdie berg gaan, ek wil 'n bietjie alleen saam met die Vader wees. Want jy sien, ek wil hoor, wat wil die Here in die hemele vir my sê? Moet ek vir Petrus op die waters gaan sê? Julle mangels, dan sê julle, dis ek hoor nie die stem van die Here nie. Hy's weg van my af, hy's ver van my. Hy hoor my nie. Jesus is besig om met die Vader te hoor, wat om vir jou te sê op jou storm. Luister wat gebeur. Die Bybel sê, die skei is in die middel van die see, hy's getuister deur al hierdie storms, hierdie golwe, hierdie winde. 4 dae of 4 aande is hulle geslinger van golwe. Staan in die woord van die Here, as jy mooi gaan lees, praat hy van die 4 nagte. So dit kan gaan opreken, so jy sien, daar's 4 dae, 4 nagte, het hulle 'n hense tuistering deurgegaan op hierdie waters. En die Bybel sê dat hulle is geslinger. 4de nag waar kom Jesus nader, al wandelend op die see. Ek dink hy het gefluit, Jan Pierewiet. Hier is die manne in die skip, hulle worry. Hier kom Jesus, Jan Pierewiet, staan stil. Jan Pierewiet, hier sit Petrus, hier sit Andreas en Jakobus, van die een kant van die boot na die ander kant van die boot. Hulle word rondgeslinger, rondgegooi. En daar kom 'n man aangewandel, en hulle dink van al hierdie kopstampery en rondvallery, daar's 'n spook. Jy sien, kinders van die Here sien meer spooke in plaas van Jesus. Ons is so besig met die wêreldse dinge, ons sien Jesus nie meer raak nie, ons sien die spooke. Kyk as jy nou net kan sê die duiwel, dan gaan haal jy hom agter die berg, jy bring ons sommer vir jou. Christene, kan ek dit sê in liefde, kom dat ons nie stupid wees nie. Ek sê dit in liefde, ons is dom partykeer. Ons gaan soek die aap agter die bos.
Plaas jy sien Christus in die brandende bos. Maak het sin wat ek sê vanmôre. Luister gou wat gebeur hierso. Die Bybel sê die volgende. Hy sê, hulle ondervind storms, hulle golwe en winde, maar Jesus loop op die water. Terwyl hierdie winde hier besig is en die golwe so hoog is, kom Jesus. Want jy sien, Jesus het geweet wie hy en die Vader is. En die Vader in hom. Jesus het geweet, hy het autoriteit gehad om te sê, ag Vader, lei my om tog met hierdie storms te praat, sodat Petrus en almal op daai boot se oë vanmôre kan oopgaan, of vanaand kan oopgaan, op hierdie waters. En die eerste ding wat hulle sien is hierdie spook. Hulle kyk, wanneer die Gees van God werk, dan dink ons ewe skielik die duiwel is betrokke. Waar God werk, kan die duiwel nie betrokke wees nie. Hy vlug. God se werk is soos vuur, dit sal altyd staande bly. Ek sê dit weer. God se werk is soos vuur, dit sal altyd staande bly. En die Bybel sê, hier is die disippels vreesagtig, angstig, sien 'n spook. Die Bybel sê hulle skreeu van vrees. Hey Petrus, daar's 'n spook. Andreas, kruip weg as hom. Jakobus, asseblief, gaan op dek toe, roep die manne, bring die pikshooters. Dis mos wat ons moet doen. Ons wil altyd alles met geweld aanpak. Mos nie meer in die war room in ons binnekamers nie. Mos nie meer soos God se vereistes nie. En die Bybel leer my die volgende het gebeur. Jesus hoor die vrees van hierdie disippels. Hulle sien 'n spook. Hulle sien nie vir Jesus nie. Hulle sien die werk van die vyand, maar nie die werk van die Here nie. Hulle kom nie agter hulle is vir 'n rede op hierdie waters gesê, gaan vooruit, ek dwing julle, gaan vooruit, ek gaan julle op die waters kry nie. Die vyand laat jou soms vrees. Die vyand laat jou spooke sien en nie vir Jesus nie. Jy ontvang slegte nuus. Wat doen hy as jy slegte nuus ontvang? Wat is die grootste wapen van die duiwel? Dis vrees en angs. Hulle twee is piekbelle. Hulle kuier elke dag saam. Vrees en angs kuier elke dag saam. Hulle is van een Vader, die Vader van leuns. Kyk, as ek nou kan een ding sê van die duiwel, hy's nou 'n goeie vader. Hy's goed van sleg wees. Alles wat sleg is, dit doen hy. Dis alwaarin hy kan goed wees. Die Bybel sê, jy is in 'n boot vandag, jy het golwe. Jy is op 'n boot omvou van duister en donkerte. Jy hoor die klots van golwe. Jy hoor hoe die duiwel by jou boot klop. Jy hoor hoe hy hierdie kant klop. Jy hoor hoe hy hierdie kant klop. En al wat hy bring is vrees. Kan ek vir iemand in hierdie kerk sê vanmôre, daar is nie 'n siekte op hierdie aarde. Daar is nie die dood op hierdie aarde. In 1 Korintiërs 15, ek dink is vers 33 of 36, ek kan verkeerd wees, maar gaan lees dit op. Die Bybel sê ons almal leef in 'n uur van gevaar. Die feit dat jy nog asemhaal, lewe jy elke dag in 'n uur van gevaar. Wat beteken dit? Is die Here kan ons enige tyd kom haal. Is jy gereed as die lam kom om jou te kom haal? Paulus kom en hy sê, jy leef in 'n uur van gevaarte. Is jy reg as Jesus jou moet kom haal? Of kom haal hy jou met vrees en angs? Want jy het jou knieë voor Satan gebuig. Kan ek vir iemand in hierdie kerk sê vanmôre, ons gaan van hierdie uur af nie ons knieë vir die duiwel buig nie. Ons gaan ons koppe oplig. Het sy jou finansies, het sy jou huwelik, het sy jou kinders, het sy jou werk of jou besigheid, het sy iemand in die hospitaal is. I don't care what the devil's gonna do. I only care what God has said will be done. Dis waaroor ek omgee vanmôre is. God het ons mag gegee oor die krag van Satan. En die Bybel sê, die disippels het geskreeu. Baie van julle skreeu vanmôre en sê, Here, hoor U my nog? Here, hoor U my as ek roep? Here, antwoord U nog my gebede? Jy sien, wanneer die Here jou tot stilstand bring, is dit vir 'n rede. Die woord van die Here sê, wie op hom wag, kry nuwe krag. Soms wil hy jou stil hou,
want hy wil met jou praat. Soms skud jou liggaam, want God bring jou tot stilstand om 'n woord vir jou te gee, maar jy moet gaan luister. Die Bybel sê, die Here sê, moenie vrees nie. Jesus praat met jou soos met Petrus. Petrus sê, Here, as dit U is, beveel my om uit die boot te klim op die water na U toe te kom. Kyk wat het Petrus gedoen. Kyk, daai oomblik was daar 2 Petrusse, die een wat glo en die een wat gewantrou het. 2 Petrus in een liggaam. Een oomblik sê, Here, kyk, jy's mos ons sê mos, ag Here, ek gaan nie vrees nie, ek is nie bang vir die duiwel nie, kyk, niks gaan my onderkry nie, ek kan onthou die aand toe ek in mekaar insak, ek het altyd gesê, ek is nie bang om dood te gaan nie, maar die aand toe my niere wil opgee, en ek in mekaar sak, toe tref vrees my die eerste keer in my lewe, soos ek nie woorde aan een mens kan verduidelik nie. Daardie aand besef ek, Here, is my saak waaragtig reg met U, as ek nou moet sterwe. En ek ken die woord van die Here, want dit is op die tafel van my hart geskryf, maar eens het die dood kom klop. Vrees van die dood het by my kom klop. Kan ek iemand hier binnekant vra, as jy sterwe, is jy reg as iets met jou moet gebeur? Sonder vrees. Sonder vrees. Hier's 'n paar Petrusse met wie die Here wil praat vanmôre is. Wie van julle wil bietjie uit jou gemaksone uitklim en sê, Here, ek wil op die water loop? En as jy skrik, vra Here, gryp my en lig my uit hierdie water uit op. Tel my op uit hierdie waters. Kan ek iets sê? Wanneer jy 'n kind van die Here is, gee die Here jou daai geestelike vlekkies, wat jy vir die kindertjies gee. Nee, die Here sal nooit laat jy verdrink nie. Die feit dat jy spartel, is omdat jy gekies het om te spartel. Pleks laat jy kies om op die waters saam Jesus te loop. Die Bybel sê, Petrus klim van die skei af, hy loop op die water, die Here sê van Petrus, kom hierso. Ek weet nie hoeveel tree Petrus gegee het, miskien 3 tree, die Bybel sê nie. Miskien 10 tree, dalk 3 meter. As hy 80 meter geloop het, ek het dit nog nooit so gaan studeer nie, ek sal graag 'n bietjie wil gaan oplees, ek sal daarvan hou om te weet. Maar Petrus haal sy oë af, toe hy storm sien. En die Bybel sê op daardie oomblik sak hy in die water. En hy loop met vrees, sak hy. Hy steek sy hande uit en hy sê, Here, red my. En die Bybel sê, Jesus steek sy hand uit en hy lig Petrus uit die water uit op. Kan ek vir iemand hier binnekant sê? As dit vir jou voel, jy is besig om te verdrink, Jesus het jou nog nooit verlos nie. Sy teenwoordigheid is nog steeds daar, al het jy nog nie sy hand in jou hand nie. Hy is steeds daar om sy hand uit te steek. Al wat jy moet doen is, steek jou hand uit en sê, Here, hier is ek vanmôre, vat my, lig my op. Ek kom teen elke siekte in my liggaam. Dis nie van God nie. Ek verwerk dit nie. Ek bestraf dit in die naam van Jesus Christus, die koning van die eeue. Linda, ek wil dit met hierdie sê vanmôre. God gaan hom met sy hele huis roep. Skryf hierdie datum neer vanmôre. God gaan hom roep. Sy vrou en sy kinders. En hy gaan wees soos Josua wat sal sê, ek en my huis sal God dien. Kan ek vir jou sê, hoekom is oupa en ouma daar? Want God het hulle in 'n boot gedwing om te sê, gaan op hierdie waters vir 'n rede. Halleluja. Halleluja. Petrus sing weg, die Here sê vir hom, Petrus, jou klein gelowige, waarom twyfel jy? Ek wil vir hierdie kerk vra vanmôre, hoekom twyfel jy in jou slegte omstandighede? Slegte dinge het al met my gebeur, dat ek vrede in my. Ek sal goed aanpak, dan vra Wilmarie vir my, is jy seker? Dan sê ek is meer seker as enige iets, want God werk met vrede in my binneste. Kan ek vir jou vra vanmôre is, het jy vrede wanneer God vir jou sê, klim uit die boot en loop na my toe? Of het jy angs wanneer God jou roep om op waters te loop? Luister vanmôre, ek gaan nie lank preek nie. Ongeag
wat vanmôre jy insit. Ongeag waar Pieter lê en ontdoens in Ina. Ongeag waar jy 'n vriend of 'n vriendin of 'n familielid het vanmôre. Ongeag wat, God sit op die troon. En sy hand is uit na elkeen van hulle en jou en my. En al wat hy sê is, roep hy aan, en ek sal jou lig uit in die waters op. Wie wil uit water uit opklop vanmôre, wat besig is om te verdrink? Kom aan! Ek is nie in kompetisie in die kerk met 'n ander kerkie. Wat hulle doen, laat hulle doen wat hulle wil doen. Ek wil doen wat God my geroep het om te doen. Jy is nie in kompetisie in jou broodbak of koekies bak met die tannie van die tuisnywer, dat jy God jou geroep, want dat jy in 'n boot gesit om met iemand anders te hier rond van Jesus te vertel. Ek is nie in 'n kompetisie met naals in my huis, terwyl iemand met 'n groot salon daar buite sit in Joburg nie. Ek is besig om hier rond vir God iets te doen. As Jesus jou nou roep en vir jou sê, Sean, klim in die boot, ek dwing jou, gaan op die waters, wat gaan jy doen? Kom aan, wat gaan jy doen? Hoekom vlug julle van julle skepe en julle skuite af weg? Weet jy wat is 'n kampioen? 'n Kampioen is iemand, al het hy hoeveel keer in daai ring geval onder Mike Tyson se vuiste, en hy bly teen Mike Tyson opstaan. Dis 'n kampioen. 'n Kampioen is nie iemand wat val en bly lê nie. 'n Kampioen is iemand wat opstaan en aanhou probeer. By standaard 1 juffrou Venter, sy was al horing oud, sy het soos 'n kakiebos gelyk, maar moenie vir haar seker het gesê nie. Sy is al by die Here, luister. Sy het altyd gesê, probeer is die beste geweer. Hou aan, moenie gaan lê nie. Jy kan dit doen. Jy sit hier binnekant en jy het challenges in jou lewe. Jesus het jou by boot gesit vir 'n rede. As 'n rede hoekom jy deur 'n sekere challenge in jou lewe moet gaan, want hy gaan jou formeer. Kan ek hiermee afsluit? Die feit dat jy gelouter word, die feit dat jy deur goed gaan wat seer maak hier binne, is omdat God jou wil mold tot eer en verheerliking van hom. Jesus praat met die storms. Ken julle daai lied? Jesus, kom praat met die wind. Het is tyd om op te staan en sê, Here, kom praat vanmôre en leer my om te praat met my storms. Ek wil hierdie vir die gemeente sê vanmôre. Moet predikers en mense nie jou arm maak nie. Maak Jesus jou arm. Moet mense nie jou vertroueling maak wat jou kan alles bied. Mense kan jou niks bied wat God jou kan bied nie. Hey, ek kan vir jou 'n kar koop, ek kan vir jou 'n huis koop, en my kind, papa kan vir jou groter diamant koop as wat Stefaans vir jou gekoop het. Ek kan jou nie die ewige lewe gee nie. Ek kan jou net Jesus gee. Julle sit met gesin by die huise. Wil jy nie jou gesin vanmôre vir Jesus gee nie? Ek ry in hierdie week na Pieter se ding. Ek het baie dinge hier in my kop, want ek loop 'n pad saam met hom. 'n diep pad nou. Ek sê, Here, die Here wys my ou moeder se gesig. Ek is so lief vir haar. En die Here wys vir my, jy sien Rian, sy's nog net op geleende tyd saam met jou. Nou het is my ma 70, en nou kan ek vir haar sê, sy's horing oud. Sy sê, ek speel as jy 70 is, jy is nog nie, hoor, jy is geseënd. En die Here wys my die ek leen haar nog net aan jou. Wat offer jy vir jou familie terwyl sy nog lewe? En die eerste ding, ek is baie lief vir familie. Kyk, ek reël familie-reunies. Hy goed is groot, hulle sak uit met hulle kinders, hulle honde, papegaaie, budgies, die hele storie kom by mekaar. Ek sê, Here, dalk moet ek nog so een familie-reunie reël. Dan sit ek in my ou bakkie, dan ry ek, dan loop die trane. Die Here sê, nee, reël, bly bid, sodat die verlore broers en susters
kan inkom in my koninkryk, sodat dit vreugde vir haar siel kan wees, om te weet, my kinders gaan almal my koninkryk beerwe. En ek sit, ek sê, Here, so it will be. As dit aan die boot is wat ek moet inklim om gedwing te word op die water, sal ek gaan en gaan my alles lewe om seker te maak, haar 7 kinders, 7 skoonkinders, en hoeveel kleinkinders het sy? 'n oond en 'n yskas vol. Dat hulle almal by Jesus kan uitkom. Weet jy wat's hartseer? As jy die dag by 'n graf staan, ons innige meegevoel, ek het laasweek sleg gevoel, ek het dit nie vir Johanna gesê, die Dievenage. Sy vrou is oorlede, Rina. Kan ek vir u vanmôre iets sê? Ek het al ryk mense begrawe. Weet jy hoeveel mense dag by ryk mense se begrafnis? So 20, 25. Ek begrawe 'n vrou. Ek sê vir Wilmarie gister, ek sê dit was seker in 'n jaar die grootste begrafnis wat ek nog in my lewe gedoen het. In hierdie kerk. Dani, praat ek waar? Hierdie kerk het mense gesit. Sy was nie ryk nie. Ou Rina, dis die dametjie wat met die rolstoel 2 weke terug hier gesit het. Sy kom uit buite toe, sy sê, pastoor, my maag, sy het maagkanker gehad, stage 4. Sy sê, ek voel so goed vandag. Sy sê vir Johan, sy raas met hom die dag van haar dood, sy het gaan kyk met die rolstoel, het hy die gras reg gesny, sy het die regte hoogte, sy check hom. So hy het sy laaste raas weggekry van sy vrou, hy sal dit nooit vergeet nie. Kyk, sy was dubbel en dwars op sy kop, daai was 'n swaar kroon. Ek gaan sit by haar huis, sy sit haar hand op my been, ek lê by haar op die bed. Ek en Johanna, waar's Johanna? Is dit so? Ek gaan haar op die kamer, ek vra, mag ek hier langs haar sit? Ek gaan lê so skynsteen na haar. En sy sit daai ou handjie van haar op my been en ek hou haar hand vas. Sy sê, pastoor, sy kan ek ietsie vir jou sê. Maar sy smoeg. Dis 2 weke voor, 3 weke voor, dat ek kan nie onthou nie. Sy sê, pastoor, weet jy hoe lief is ek vir jou? Daai siek tannie van 60 sê, hoe lief sy my het. Sy sê, maar ek wil vandag vir jou sê, ek het Jesus meer lief. Maak nie saak wat ek nou deurgaan nie. Ek het hom lief. Praat ek waar? Met alles wat in my is. En toe kom begrawe. Gister kom ek by die huis, ek sê, wanneer was dit Vrydag? Vrydag, nee. Kom ek by die huis, ek sê, vir Wilmarie die engel. Weet jy wat wys die Here my? Het gaan nie oor wat jy besit nie. Gaan nie oor wie jy is nie, het gaan oor wie het jy nader getrek vir Jesus. En toe ek sien hoeveel hy is en hoeveel impak sy in ander se lewe gemaak het, besef ek, Here, help my om nooit op 'n ryk of 'n arm persoon neer te kyk. Jy hou my altyd humble, want elkeen kan 'n groot werk vir God doen. Nou gaan ek regtig afsluit. Sy was in 'n boot gewees wat God haar gesit het. En sy het gesterwe om 'n paar siele tot inkeer te kon bring na God. Op 'n begrafnis. Moet nooit huil oor die boot waarin God jou gesit het nie. Partykeer is jy in 'n ander boot omdat jy gekies het om in daai boot te wees. Nie God nie. Vat die boot wat God jou indwing en ry daai rit, want jy weet nooit die outcome wat hy vir jou beplan het nie. As jy wil hê dat dit met jou moet goed gaan, gaan eers deur storms, glo my. Glo my. As jy wil blink en uitstaan in wat jy doen in jou werk, gaan eers deur die storms en die loutering. Vat daai seer. Ek het laasweek preek ek wil 'n getuienis gee. Ek glo hulle gaan vandag, ek gaan nie name noem nie, maar die Here werk in die gym met 'n vrou se hart. Sy kom na my toe. En ek het gepreek oor moenie mekaar dagvaar nie. Want die Here sê moenie, is beter om te ly as om te dagvaar. Daar's 'n groot lering oor dit. So as jy dagvaardigings teen iemand het gaan kanselleer, dit gaan stop daai. Moenie met daai kwaad loop nie. En sy gaan na 'n man toe na 'n tyd, sy sê, ek gaan alles kanselleer, ek wil nie meer met dit aangaan nie. Want die Here loop met elkeen iewerste 'n pad en het 'n ontmoeting met jou. Mense gaan jou seermaak, mense gaan jou teleurstel, mense gaan jou voel stap van jou af weg,
Ek het al baie, julle het al baie gehoor, en ek het besef, 2 weke terug, ek dink ek is mismoedig, omdat ek sien mense loop en gaan. En die Here sê, moenie wees nie, want ek stuur die boot waar ek wil. En weet jy wat gebeur? As mense wegstap, laat God hulle stuur, God dwing hulle in 'n ander boot, om iets te doen. En moet jy nie worry nie, want God sal terugbring wat moet terugkom. Ek praat nie nou van die kerk nie, ek praat van jou in jou private lewe, jou saak, jou liggaam, jou hart. En God vir jou gegee het, sal hy nie van jou wegvat nie, maar as hy van jou wegvat, is dit ten goeie. So as die Here jou in 'n boot sit, en hy sê, cut the ties, let God, cut the ties, let God, al is dit hoe seer, laat God die werk in jou lewe kom doen. Kom ons sluit af met 'n gebed. Vader, dankie vir u woord. Dankie vir u genade en liefde. Dankie dat ons weet, u kan enigiets doen en dat u genesing gaan bring. Ek verstaan nie waaroor hierdie 3 mense deur al hierdie goed moet gaan en ander mense, almal wat hier sit. Ek weet u gaan iets goeds uitkom. U gaan 'n woord gee. U gaan wessels maak wat gaan getuig en wat die evangelie gaan verkondig. Groot en klein. U gaan wonderwerke doen. U gaan herlewing weer 'n keer en oor in ons laat plaasvind, maar ons soek dit nou. Elke dag moet herlewing wees. U gaan mense stuur. U gaan dowes aanraak laat hoor. Blindes laat sien. Krepeles laat loop. Gebroke harte heel maak. Here, u gaan mense wat met kanker deurtrek is weer genees. Ek weet wie u is. Baie predikers kan lag in jou vandag. Mense kan sê wat hulle wil. Ek weet wie u is. Ek weet wat u nog altyd gedoen het. Ek het met my eie oë beleef in hierdie bediening sien ek dit. Maar ek weet een ding. I don't care what people say. Want u woord sê, u het my tot alles in staat gemaak deur Jesus Christus wat my die krag gee. U gaan kom en red. U gaan genees. U gaan weer 'n vlam brand. Here, help ons om nie ander te oordeel op die foute wat hulle maak nie. Help ons om eerder 'n hand te wees, ons oordeel die sonde, maar leer ons om die hand te wees wat sal optel en sal lei na Jesus. Here, ek het vanoggend vir 'n man 'n woord gegee, het my sy hande gewys. Nou bid ek vanmôre dat U op daardie hande die salwing sal sit, sodat wanneer hy vir wie dit ook al moet wees, sy hande opsteek of moet gaan aanraak, genesing sal plaasvind. En Here, ek wil bid vanmôre vir daardie kind wat hier was, dat U volle genesing sal gee en reeds gegee het in Jesus naam. Vir elkeen in die hospitale sal goeie nuus ontvang en herstel. En as daar mense in hierdie kerk is wat nog seer is, dat U liggame sal aanraak op hierdie oomblik in Jesus naam. Amen. Kan ons nou hande klap vir die Here gee? Kom aan, gee lekker hande klap, kom aan. Beter as nog ooit. Halleluja. Halleluja. Al wat ek jou vra is, jou boot wat jy is, moenie kla oor jou boot nie. God wil met jou praat in die storms. Dis wanneer hy jou nader trek om met jou te praat.